Welkom in my Afrikaanse klas, graad 12, so ons is besig met Poppie die drama. En hierdie les gaan ons spesifiek kyk na motiewe, simbole en die vertellersperspektief. Voordat ons aangaan, wil ek net gou met julle praat oor hierdie woord. Dit beteken nie dat ons gaan kyk na intentions nie. It's not motive in that sense. Die motiewe waarvan ons hier praat, is iets wat herhaaldelik voorkom in die literêre werk. As jy iets weet van klassieke musiek, sal jy weet dat daar sekere frases is of 'n sekere aantal note wat kort herhaal word. So it's a recurring motive. And as I said, it's not an intention. It's something that occurs regularly and sort of forms a golden thread right through the literary work. Goed, kom ons begin dadelik. In hierdie drama en ook die boek, Die Swerfjare van Poppie Nongena, die simbole wat ons kry, spruit uit die hele apartheidsregeringstyd. Nou, ons het al baie gepraat, van 1948 af was die Nasionale Party aan bewind, en hulle het baie wette verander, nuwe wette geskryf, en een van die nuwe vernietigende wette was die paswet. Ons het in 'n vorige les gepraat, hulle het baie keer verwys na die dompas. Ek wil net vir julle wys, hier is 'n foto, wat ek op die internet gekry het, van 'n pasboekie, en hier kan julle die baie belangrike stempel sien. So as hulle jou boekie gekontroleer het, en jy het nie hierdie stempel ingehad nie, dan was jy in die moeilikheid, en dan sou jy baie maklik kon tronk toe gaan. Goed. So die paswette, het mense beperk, it secured them, particularly black people, to a very specific area. So you were only allowed to stay within a specific parameter. Ons het al gepraat oor hierdie klopjagte, wat gereeld uitgevoer is. Dit het gewoonlik vroeg in die oggend of in die nag gebeur, wanneer mense geslaap het of op hulle, they were vulnerable at that time. Can you imagine thinking about it? What the kids experienced when the doors were forced open and the police came in with force, and it must have been terrible. So it was all about control. En ons het al vir mekaar gesê dat een van die uitvloeiings daarvan was, one of the consequences of this was that families and core family units were ripped apart. Then, of course, we did speak about the humiliation aspect of this, when women or men had to reapply for these passes. They were standing in long queues for long hours, and they weren't treated very nicely. So, die paswette, kom ons maak net gou hier 'n kleurverandering. Paswette was een van die belangrike simbole. Die volgende een is die Afrikaanse taal. And it pains me to say this even, because we're not all like that. So, in 1975
is daar 'n direktief uitgevaardig. En is baie interessant dat skole in Soweto van graad 5 tot graad 7 wiskunde en nou kan ek sosiale studies was verpligtend. En die Afrikaanse ding het eintlik so half by die agterdeur ingekom, because eventually the whole uprising focused on Afrikaans as a language of suppression or oppression. Op daai stadium het hulle toe gesê dat dit 'n onderrigtaal gaan word in skole. En natuurlik, dis nou soos om vir my te sê, my skool gaan nou in Zulu wees of in Xhosa wees. Natuurlik gaan ek sukkel, gaan dit my benadeel. So dit het toe aanleiding gegee daartoe dat die taal beskou is as die taal van die onderdrukker. So dit was die tweede simbool. Onthou, die paswette was nommer 1, die Afrikaanse taal dan nou nommer 2. 'n verdere simbool van hierdie apartheidsregering, en ons het al daaraan geraak, was die amptenare. The people who had to enforce this law. And now you can imagine the administrators, the people who had to do the stamping and had to give the pass, but also, and we will see that later on, the police. Die polisie is ook tog 'n amptenaar van die regering. En op hierdie stadium was die meeste polisiemense was blanke mans. Daar was ook mense van kleur en daar was 'n paar vrouens, maar dit was meesal blanke mans. En hulle moes sien dat hierdie wette toegepas word. Daar's 'n ewig. So they had to apply these laws. Die stempel, ons het gepraat daaroor. It meant that it was okay, dit was goedgekeur. It also meant that you had the right to go and work. You had permission to go and work. Goed. Dan het ons ook die simbole van geweld wat deel vorm van al hierdie simbole in Poppy die drama. Die polisiemag, die veghelikopters wat in hierdie gebiede dan probeer het om beheer te behou, gewere, knopkieries. En hierdie tipe van voertuie, in die storie word daar verwys na nylons. So al hierdie goed was simbole van die hele apartheidsysteem, die apartheidregime. Verder het ons gepraat ook oor reisdokumente. Die paswet is later verander en reisdokumente is vereis, travelling documents and permits en pas. As jy nie hierdie dokumente gehad het nie, was die tronk jou voorland. So it was required of everybody. It was a requirement. 'n verdere simbool van apartheid is die hele idee van kontrakwerkers en dan in huishoudings het ons gepraat van charge. Ons praat vandag nog van charge. Onthou julle, ons het op 'n vorige stadium het ons gepraat oor migrasiewerkers. Hulle was mense wat seisoonaal gewerk het. So dit was vir 'n baie spesifieke tydperk en vir 'n baie spesifieke werk, soos om skape te skeer of druiwe te pluk of appels te pluk of
wat ook al die geval mag wees. En hierdie migrasiewerkers het dan baie keer uit ander provinsies gekom. En natuurlik kon hulle nie hulle familie saambring nie, hulle kon nie hulle gesinne saambring nie. Hulle het laat ek net gou hier nie gesin bring nie, ek wil net dit hier skryf. En dan het hulle baie keer in hostelle gebly. Nou, vroue was nie toegelaat in hierdie hostelle nie, dis hoekom die vroue en die kinders nie kon kom nie. En later in die drama, as ons kom by die tweede bedryf, dan sal ons sien, daar's 'n geweldige botsing dan, tussen die migrasiewerkers, hulle praat van die migrants, en die lokasie inwoners, die permanente inwoners. Van die townships, van die lokasie. Ons sal weer hierdie punt bespreek. In elk geval, net om te sê, hierdie mense, hierdie kontrakwerkers, is baie keer uitgebuit. They were a bit abused in the sense that they had to work menial jobs, long hours, very little money. And because of the pas situasie, hulle het nie altyd goeie werk gehad nie. Verdere simbole van hierdie stelsel waaronder almal gelei het, was die hele ding van armoede, poverty, sinkplate, aluminium plates that they used to build their houses, and then of course the whole township of Nyanga. Joblessness was very, very something that was rife, and if you don't have a job, you don't have money. Then they used cheap building materials to build a shack or a makuku. There was the special place, die Kaapse vlakte. It was far away from everything. So these people were all dependent on public transport. Very much, we're still in that situation, even to today. Then, of course, when the violence became really bad, things like petrol bombs, I think they talked about it as the Molotov, I'm not sure, strikes, and then, of course, the throwing of stones. It was something like the frustration that nothing is working, nothing is changing. So we are just so frustrated. It was very interesting that the youth was the leaders in these riots. They striked about the paswetstelsel, min geld, and in a way the poverty, and they were notorious for throwing the police or anybody that they assumed to be not on their side with stones. Goed, kom ons kyk gou-gou. Hierdie simbole, al hierdie goed wat ek nou genoem het, is vereenselwig, is regarded as part of and the cause for oppression, humiliation, violence. It was all related to these symbols. Right, I hope that makes sense to you. There's a lot of material to think about here. Let's get to the vertellersperspektief.
Nou wat baie interessant is van hierdie drama, is dis 'n wisselwerking van eerste persoon en derde persoons vertellers. Daar moet net 'n hyphen wees. Baie keer vertel Poppy haar storie, maar ons kry ook baie inligting van die ander karakters op die verhoog, soos byvoorbeeld Mama Lena of Mosie wat baie keer iets sê. So dit wissel af. Sy vertel haar lewensverhaal met behulp van haar neuwe karakters. En dis baie duidelik in die teks. Jy kan sien Hoetjie praat, Plank praat, Jakkie praat, en dan Poppy praat en hier's 'n kind wat praat. So dis 'n hele mengelmoes tussen eerste en derde persoons vertellers. Daar's die woord wat julle moet ken, afwisselend. Wat is die uitwerking daarvan? Dis baie persoonlik. Die manier hoe dit vertel word is very personal, baie persoonlik, en dit gee aanleiding daartoe dat 'n mens dit kan glo. It's authentic. And it's very easy to believe what they say because it's true. It rings true. I hope you know what this expression means. It rings true, just the whole way in which they tell the story. Goed, so dis die einde van ons van die volgende les rondom die simbole en die vertellers. Ek hoop dit het vir julle sin gemaak, ek hoop dit maak dit vir julle 'n bietjie duideliker, tot ons mekaar weer sien.